Maar dit is weer Noord-Suid, dit is altyd 'n groot ene, dit kom lank terug van Noord-Transvaal, Westelike provinsie, nou is dit Bulls teen Stormers. Dis 'n groot ene in Pretoria. Baie op die spel vir albei spanne, veral wel op die punte lê. Maar as mens kyk wat moontlik kan gebeur op die veld, Loftus is weer 'n bondgenoot vir die Bulls. En een wat my oog gevang het, Mike, is dat die Bulls wen nie. Hulle wen met 20-30 punte. So hulle is 'n sterk span op hierdie stadium. Ewe skielik kom daai naam Fortress Loftus weer na vore en dis die groot ding, dit wys jou dat enige seisoen kan draai in enige rigting. Dit kos jou dalk 'n paar wedstryde om jou voete te vind, maar die oomblik as dinge in mekaar begin val en ek dink dis waar die Bulls nou is. Die spelers se interaksie tussen mekaar, die spelers lyk op die veld asof hulle skouers weer terug is, bors weer uit is, die koppe is op. Waar nie 5 wedstryde terug nie, het ons almal bekommerd gesit en gesê, waar is die Bulls? Wat gaan aan met die Bulls? En dit wys jou net, enige nuwe afrigter gaan tyd nodig hê om 'n verhouding te bou met die spelers, maar ook om daai momentum op te bou op die veld. Ja, dis 'n wedstryd waar baie Springbokke op die veld gaan wees, en dit is die Springbokke wat waarskynlik die wedstryd gaan bepaal, veral op 10. Ek dink afhangend wat voor gaan gebeur natuurlik as albei spanne redelike goeie balbesit kry. Dis dan 'n lekker vooruitsig om potensieel vir Pollard teen Sasha Feinberg en KwaZulu. Die teams gaan in 'n groot mate bepaal watter span gaan wen. 100%, ek kan nie meer met jou saamstem nie, dit gaan 'n kardinale rol wees, watter een van hierdie twee loskakels gaan die generaalrol vertol, en ek reken, nes jy, gaan dit deurslaggewend wees en die uitslag bepaal, maar dit vat my net so een posisie links of regs, afhangende van wat se kant jy speel, is die rol van die skramskakels, wat hierdie bal gaan moet seker maak dat jou loskakel genoeg spasie het, genoeg tyd het, wat se loskakel gaan koelkop bly, om self baie tyd gee, want voorlangs is daar 'n stryd wat jy hulle onder druk gaan wil sit. Verdediging gaan 'n baie groot rol speel. Ek reken jy die beste, van die wêreld se beste aanvallers, met bietjie spasie, bietjie bal in hand, gaan hulle vir enige span kan skade maak. Maar hier is, soos jy sê, 2 provinsies wat 'n geweldige groot geskiedkundige battles en rivalry het teen mekaar ook. Ek moet vir jou sê, ek dink dalk net dat die eerste loskakel wat eerste oogknip, hy gaan nie een wees wat die knie gaan moet buig. Absoluut nie. Loskakels benodig goeie balbesit en daai stryd voorlangs, dit mag wees sodat dit opbou na die ou tradisionele toetsrugby. Sterk verdediging, harde stryd voor. Daar's harde baardspelers aan albei kante. Een speler wat waarskynlik 'n verskil kan maak vir die Bulls is die vaskop Wilco Louw. Baie keer het jy dit gevind as jy so een speler het wat skrams nomineer is, net 2-3 strafskoppe op baie belangrike stadiums en dis die verskil baie keer. Ja. So die Stormers sal met baie beter skram as hulle die wedstryd Saterdag wil wen. En die snaaks en die ironie van dit is, ek dink die Stormers het in loskoppe genoeg om Wilco Louw teen te staan. Ek dink daar is geweldig baie lus, vuur om te wys. Ek kan 'n Springbok so 'n bietjie oor aansit en ek kan my hand ook opsteek so met die opbou van 2027 se wêreldbeker. En ek dink daai is die klein goedjies wat 'n ou nie noodwendig aan dink aldag heeldag nie. Maar daai posisie ontplaas baie van loskakels en skramskakels. Daai vaskop loskop stryd gaan 'n kardinale een wees. En ons weet as Wilco Louw eers momentum aan sy kant het, dan kry hy die een strafskop na die ander strafskop. Dit is amper asof hy die skeieregter oortuig dat al was ek nie reg nie, ek is reg, jy kan dit maar vir my gee. En dan begin daai strafskop druk op jou bou, jy begin vra, dit begin vir jou half frustrasie bou, en met elke strafskop wat in jou helfte is, en tussen palle deurgeklits word, bou dit nou nog telbord druk ook. So ek reken regtig nie, dit gaan vir my baie vreemd en snaaks wees as hierdie 'n wedstryd is wat daar meer as 10 punte verskil tussen die twee spanne gaan wees. Ek reken dit gaan juis afkom met een van daai strafskoppe en 'n strafskop.